Goeiemôre en baie welkom aan elke een wat tydens die worship by ons aangesluit het en ook baie welkom aan almal wat met die video by ons aansluit. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks boodskappe. Dis 'n reeks met 3 boodskappe in wat gaan oor die voordeel van twyfel. En ja, dis 'n moeilike konsep vir baie mense om te snap die verband tussen twyfel en geloof, maar elke een van ons was al in ons lewe op 'n plek of Goeiemôre en baie welkom aan elke een wat tydens die worship by ons aangesluit het en ook baie welkom aan almal wat met die video by ons aansluit. So voorreg om jou deel te hê van vanoggend se diens. Ons begin vanoggend met 'n reeks boodskappe oor die voordeel van twyfel. En die rede daarvoor is dat twyfel en geloof word gesien as polar opposites. Dit word gesien as onverzoenbare konsepte en dit veroorsaak soveel geloofskrisisse by mense, maar die realiteit is dat twyfel is nie geloof se vyand nie. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat en dis waarby ons gaan stil staan, want elke een van ons was al op 'n plek in ons lewe waar ons met hierdie vraag gestoei het, van wat doen jy as jy vrae het oor God, maar geen maklike antwoorde nie. Ons almal was al daar. Iemand wat jy liefhet is siek, of jy is self siek. Jou finansies wil nie klop nie, jou besigheid sukkel, jy sukkel by die werk met moeilike situasies, moeilike kliënte, moeilike kollegas dalk, verskoon tog. En jy bid en jy vra vir die Here om dinge te verander, of jy wag vir 'n huweliksmaat, of daar's moeilikheid in jou huwelik, of wat ook al, en jy bid en dit is asof daar net nie antwoorde kom nie, asof daar nie uitkoms is nie, asof daar nie deurbrake is nie, en dan praat ons nie eers van die groter wêreld om ons met oorloë en siektes en hartseer en onlus en geweld en al daai goed nie. Wat soveel vrae by ons los rondom twyfel en wat is besig om te gebeur en waar is God en kan ons hierdie vrae vra, en dis een van die redes hoekom kerke leegloop, is die feit dat mense struggle met hierdie feit, hierdie vraag oor wat gebeur rondom geloof en twyfel en God, en is God teenwoordig, is God nie meer teenwoordig nie. Sien, die realiteit en die boodskap wat God by my en vir jou vanoggend wil tuisbring is presies net opgevang en vasgevang in hierdie woorde. Twyfel is nie die vyand van geloof nie. Inteendeel, twyfel is dikwels 'n pad na 'n dieper, meer betekenisvolle geloof. En ons gaan nie vanoggend stil staan by 'n spesifieke teksgedeelte nie. Ons gaan verwys na 'n klomp mense wat gesukkel het met hierdie konsep van twyfel en geloof en hoe God hulle hanteer het en wat gebeur het rondom hulle situasies. Nou gaan ons fokus op een spesifieke karakter. Maar net ter inleiding, 'n paar mense in die Bybel wat dieselfde struggles gehad het as ek en jy, met twyfel, met geloof, met God. Eerste is Sara en Abraham. God kom en hy sê vir Abraham in Genesis 12, sê hy, ek gaan vir jou groot nasie maak, soveel soos die korrels sand op die strande, soveel soos die sterre van die lig. So groot gaan jou nageslag wees, en jare daarna, wanneer Abraham amper 100 jaar oud is en sy vrou net kort diskant 100 jaar is, dan het hulle nog steeds nie kinders nie. Nou as hier enige iemand is vanoggend wat 100 is, of by die video luister wat 100 is, en so geseënd is om so oud te wees, as ek vir jou moet sê, jy gaan 'n kind kry, dan gaan jy vir my sê my kop raas. Maar as ek vir jou gesê het dat, en jy het vir my gesê dat God het vir jou jare terug, toe jy nog jonk was, en op 'n plek in jou lewe was waar kinders nogal 'n gepaste ding is, het die Here gekom en vir jou gesê, hier's vir jou belofte, ek gaan vir jou red, ek gaan vir jou kinders gee, en dit gebeur nie, en jy's kinderloos, sou jy net so Sara en Abraham gesê het, maar God beloof en daar gebeur niks nie, of so Sara spesifiek, het letterlik vir God gelag.
Toe God gekom het en fisies hulle besoek het en gesê het, oor 'n jaar gaan jy 'n kind kry, het sy gelag. God het nie haar dood laat slaan, of haar getref met donderweer, of haar geslaan met 'n sweep, of een of ander saak nie. Sy het nie in 'n soutpilaar verander, of tot as verminder nie. Omdat sy gedurf het om te twyfel in God se woorde nie. Nie, inteendeel. God was getrou aan haar, en getrou aan sy beloftes aan haar, en hulle het 'n kind gehad, en daai kind se nageslag het geword, soveel soos die sterre van die lig. En die Israeliete, hulle leef hulle kom weg uit Egipte uit, waar God hulle red, hulle sien al 10 die pla, hulle gaan daar uit, daar's 'n groot klomp water voor hulle, hoe kom hulle deur die water? God skei die water, hulle is in die woestyn, hoe kry hulle water? God gee vir hulle water uit 'n klip uit. Hoe kry ons kos? God gee vir hulle kos uit die lug uit, en nog steeds, na al daai wonderwerke, sukkel hulle om God te vertrou. Ons lees daarvan in Eksodus 16 vers 2 en 3. Kan jy dit glo? Gideon, God roep hom om 'n kryger te wees, en 'n bevelvoerder te wees van 'n leermag wat die volk wat die Israeliete onderdruk, toe gaan oorwin. En Gideon kom na die Here toe en hy sê, maar Here, ek is uit nie uit hierdie groep belangrike gesin uit nie, en ek is nie uit 'n belangrike stam uit nie, asseblief Here, wys vir my gee vir my 'n teken, en hy sê hy velletjie uit, en hy sê vir die Here, laat dit dou op die velletjie en nie op die gras nie, en dan laat die Here dit gebeur, en dit is 'n wonderwerk, want ek en jy weet, as jy iets buite in die dou los, dan dou alles nat, nie net op 'n spesifieke plek nie, en dan kom hy die volgende dag en sê, maar Here, okay, doen nou die teenoorgestelde. En God sê nie vir hom, luister, ek is nou keelvol vir jou en hou op vra vir tekens nie. God respekteer sy twyfel. God besef dat in sy geloof sukkel hy om op daai punt te kom om te commit. En die Here ontmoet hom in daai oomblik. En dan natuurlik die grootste voorbeeld is arme ou Thomas, wat ons in die hele Jesus verhaal van lees, as die een wat gesukkel het met sy geloof en om God op sy woord te vat. Thomas wat, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit en homself aan die disippels gewys het, en Thomas was nie daar nie, toe sê hy, ek sal dit nie glo, voor ek nie Jesus sien, en my hande in die spykermerke druk, en my hand in die merk in sy sy kan druk, en kan sien dat Jesus het werklik opgestaan. Ons lees daarvan Johannes 20. En wat gebeur? Dit gebeur, en Jesus bewys homself aan Thomas. Sien, twyfel is iets wat ek en jy mee mag sukkel. Jesus het sy disippels, en sy disippels sien al sy wonderwerke. Hy wek mense op, hy maak siekes gesond, hy maak kos meer, hy vermeerder die visse, hy doen 110 allerhande malaatses wat 'n ongeneeslike siekte is, wat Jesus gesond gemaak. Hulle sien wonderwerk op wonderwerk, hulle hoor woorde uit Jesus se mond uit wat niemand anders nog ooit kon leer of kon sê nie. Uit wysheid, uit insig. Hulle leef saam met Jesus. Jesus gaan dood, hy staan op uit die dood uit. Hy verskyn aan hulle keer op keer op keer op keer. En dan later in Matteus 28, net voor die einde van Matteus 28, dan kom Jesus en net voor hy weggaan, dan kom die 11 disippels en hulle kry vir Jesus op die berg soos hy beveel het. En dan staan daar, hulle het hom aanbid, maar party het nog getwyfel. En Jesus het hulle ook nie laat dood neerslaan. Jesus verstaan twyfel. So daar staan Jesus. En hy's op die eindpunt van sy bediening op aarde. Hy het alles gedoen om vir sy disippels te wys wie hy is, wat hy is. En hulle twyfel nog steeds. Nadat hy hoeveel keer na die opstanding aan hulle verskyn het. En hulle sukkel om te glo. Al die goed wat hulle gesien het, al die goed wat hulle gehoor het, is hulle genuine waar, dis 'n genuine waarheid. Maar God hou nie hulle twyfel teen hulle nie, inteendeel. En ek sê dit weer, twyfel is nie die vyand van geloof nie, twyfel is dikwels die pad na 'n dieper, meer betekenisvolle geloof. En ek en jy as mens, die rede hoekom ons twyfel, die oorsaak van al hierdie geloofskrisisse wat ek en jy beleef, is vasgevang in hierdie 3 stellings. Jy het vrae wat jy nie kan beantwoord nie. Daar's hierdie goed wat gebeur en dit los vrae by jou en jy het net eenvoudig nie antwoorde nie. Veral as 'n ateïs of 'n ongelowige na jou toe kom en vir jou sê, maar why do bad things happen to good people?
Almal van ons het dit al op 'n stadium in jou lewe gevra of 'n variasie van daai vraag gevra. En die antwoord is eenvoudig, en Christene is bang om daai vraag te kry van nie-Christene of van mense wat soekend is na God. Want ons sukkel om 'n antwoord te hê, so hier's die antwoord. As iemand vir jou vra, why do bad things happen to good people, hoekom laat God dit toe, dan sê jy vir hulle, luister, nommer 1, daar is no good people. Want almal van ons is sondaars, verdien die dood as gevolg van ons sonde, al die goed wat ons doen wat verkeerd is. Deur God se genade stuur hy vir ons Jesus, gee vir ons die ewige lewe, maar nêrens het hy beloof dat God se kinders is exempt van enige slegte goeders nie. Die wêreld is stikkend, die wêreld het siekte en hartseer en dood en pyn, en Christene word nie daai goed gespaar omdat hulle gelowiges is nie. Maar ons het eers hierdie verwarde konsep in ons kop, dat as ons God aanneem, en ander mense, nie Christene voel dieselfde, as jy 'n Christen is, dan moet jy nou skielik gecover wees, en beskerm wees, en dis net eenvoudig nie die waarheid nie. Dis net eenvoudig nie die waarheid nie. Jesus sê in Johannes 16 vers 33, hierdie sê ek vir jou sodat jy hoop kan hê, in hierdie wêreld sal jy swaar kry beleef, maar weet ek het die wêreld oorwin. Jesus kom letterlik en hy sê vir sy disippels, hy sê vir sy volgelinge, jy gaan swaar kry. Ongeag die feit dat Jesus dit sê, wanneer dit gebeur met ons, dan sit ons met vrae wat ons nie kan beantwoord nie. Of ons kyk na situasies wat ons in die gesig kyk, wat vir ons onregverdig lyk. Of ons ervaar ons seer in ons eie lewe, wat ons nie self kan oplos nie. En die beste voorbeeld daarvan vir my, en dit is 'n voorbeeld wat julle goed ken, as jy my goed ken, is die feit dat ons aan die begin van ons huwelik 'n kind gehad het, wat Estiaan, wat 28 weke, toe sy gebore 7 weke geleef, en nooit uit die hospitaal uitgekom nie, altyd siek was, en eventueel is hy, na 7 weke is hy oorlede. En in plaas van dat ons soos ander mense, ons kind by die voordeur van die hospitaal uitvat, moes ons die kind by die agterdeur uitvat, en moes ons van daar af die kind begrawe. Nou, dit los 'n mens met tonne vrae wat jy nie kan beantwoord nie. Dis 'n situasie wat absoluut onregverdig lyk, want ons ander babietjies in die neonatale eenheid, wat dieselfde die goed deurgaan, maar hulle gaan uit die hospitaal uit, pa, ma, vat die kind, en baie van hulle is nie eens gelowig nie. En dan sit jy en sê, maar hoe nou, wat nou? En jy God vra, en jy het hierdie seer wat jy nie kan oplos nie. En ek wil net vir jou sê dat God het ons nie laat dood neerval om daai stadium van ons lewe nie. Hier is ek, hier is my vrou. Maar met haar toestemming wil ek vertel dat 'n paar jaar later het die Here vir haar 'n droom gegee, waarin Estiaan in die hemel speel en die lewe geniet, en waar dit met hom goed gaan. En dit het vir my en vir haar soveel vrede gebring, dat ons besef dat God red party mense vir hierdie wêreld, sodat hulle allerlei goeders kan doen, en dan party mense red hy uit hierdie wêreld uit. Want dit wat hulle vir hulle sou voorlê, so swaar kry en pyn gewees het. Ons seun, as hy uit die hospitaal uitgekom het, sou hy altyd sieklik en swak gewees het. Hy sou waarskynlik breinskade gekry het, of longskade, al daai goeders was al klaar moontlikhede, en hulle kon dit nie bepaal nie, want hy was nog te klein. En die Here het hom gevat, en hy's dood. Maar daai 7 weke wat ons geworstel het, het ons getwyfel, het ons vrae gehad, maar dit het ons geloof verdiep. Dit het ons nie van God verwyder nie. Hoewel God ver gevoel het, soms by tye. Want sien, ek en jy, in ons geloof is ons baie maklik soos 'n besemstok. En 'n besemstok is onbuigbaar, en as jy aan hom probeer buig, dan breek jy hom. En as jou geloof soos 'n besemstok is, en die storms kom, en die winde kom, en die moeilikheid kom van die lewe, wat jou stamp, en stamp, en stamp, dan breek jou ou stokkie. Want hy kan nie die noks vat nie. Ons moet 'n geloof begin ontwikkel, wat 'n geloof is, waar ons kan leef met die feit, en saam met die feit, dat ons nie alles weet nie, en dat God groter is as ons vra, en dat ons kan twyfel, en dat twyfel ons nie verwyder van God nie. En ons moet daai vrae kan vra, binne ons kerke, binne ons huise, ouers, pa, ma, as jou kinders nie jou toe kom met hierdie vrae, dan help dit nie, jy sê vir hulle, jy mag dit nie vra nie, God is in een of ander soetsappige antwoord gee nie.
Help jou kind om te verstaan dat vra is goed. Dat vra nie jou vervreem van God of verder wegvat van God af nie, maar dat vra iets is wat ons deurworstel saam met die Here. Nou terug by ongelowige ou Thomas, kom ons vat bietjie sy lewe en kyk wat het gebeur. Ou Thomas het getwyfel. Maar ons leer uit sy lewe uit, dat jou twyfel kanselleer nie jou geloof uit nie. Jesus ontmoet jou in jou twyfel. Sien, Thomas het daai insident gehad van Jesus wat nie aan hom verskyn het nie, en hy wil sy hand in Jesus se wonde druk, en 8 dae later, dan is hulle weer by mekaar, en Thomas het nie die groep verlaat, of sy rug op God gedraai, of een of ander saak nie. Thomas is daar, soekend, en hy soek na God, en hy soek na God se aangesig, en daar verskyn Jesus, en Thomas voel so sleg, hy val op sy knieë neer, en hy sê, Here, vergewe my, en Jesus laat hom nie daar los, en sê vir hom, nou is jy gebreklik, en nou gaan jy op jou knieë rondseil vir die res van jou lewe nie. Nee, Jesus sê vir hom, staan op, kom voel my merke, kom voel my wonde. Want sien, dis wie Thomas was. As jy teruggaan op sy lewe, gaan jy sien dat in Johannes 14, dan kom Jesus en hy sê vir sy disippels, ek gaan hemel toe en die pad ken julle. Dan kom Thomas, die enigste een van al die disippels, wat die vrymoedigheid het om die vraag te vra, en hy sê maar, Here, u sê ons, u gaan na 'n plek toe en ons ken die pad en ons weet waar dit is. Here, waar is die GPS? Geef ons 'n pin location asseblief. Here, ons weet nie om daar te kom nie. En dan kom Jesus en hy antwoord met daai woorde, daai beroemde woorde wat sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En dan verstaan die disippels, so op 'n manier, hulle het totaal verstaan toe Jesus aan die kruis gesterf het, en al die goed wat hy gesê het waar geword. Maar Thomas was altyd die een wat vrae gevra het. In Johannes 11 is daar hierdie insident waar Lazarus dood is. En Jesus was geroep om vir Lazarus uit die dood, om Lazarus gesond te maak, maar Jesus vat te lank om daar aan te kom, en dan gaan Lazarus dood, en dan laat die mense vir Jesus weet, maar hy hoef nie meer te kom nie, want Lazarus is dood, en dan sê Jesus, right, nou gaan ek. En dan sê hy vir sy disippels, kom ons gaan na waar Lazarus is. En dan Thomas, baie letterlik, vat hierdie saak super letterlik, en hy sê, maar as ons gaan moet wees waar Lazarus is, dan gaan ons nou doodgaan, en dan sê hy vir sy mededisippels, hier gaat ons gaan nou doodgaan, maar kom ons gaan dood saam met Jesus, sodat ons by Lazarus kan wees. En hy twyfel in Jesus se vermoë om Lazarus uit die dood op te wek, nadat hy op ander tye gesien het, hoe Jesus 'n weduwee se seun opwek, of die dogter van Jairus opwek. Thomas het in sy geloof, was hy altyd iemand wat die ekstra vraag gevra het, en Jesus het dit nie teen hom gehou nie. Jesus het hom nooit geskaam vir Thomas nie. Nee, Jesus het vir my en vir jou gewys in die lewe van Thomas, Sarah, Abraham, Gideon, die Israeliete, en hope ander mense in die Bybel. Dat twyfel kanselleer nie geloof uit nie. Jesus ontmoet jou in jou twyfel. God kom, en hy's nie ver weg in jou twyfel nie. Daarom sê die Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Afgelope week het ons 'n begrafnis gehad, het mense deur daai vallei gegaan, en God was nie afwesig nie, God was nie ver nie, maar die mense het gevoel met hulle hartseer en hulle pyn en hulle gemis, voel 'n mens asof God ver is, maar God sê ek is by jou, al voel jy hartseer, al sit jy met vrae. Ek is met jou, in jou twyfel. Jy hoef nie te vrees nie, ek bly by jou. Want sien, geloof is nie 'n bestemming nie, dis 'n reis. Ons geloof begin by die sondaarsgebed. Jy gaan en jy sê een of ander variasie van hierdie gebed. Jy sê, Here, hier is ek, vergewe my, ek het sonde gedoen. Here Jesus, dankie dat U vir my aan 'n kruis gesterf het. Vergewe my, maak my U kind. Amen. En dan is jy kind van God, maar dan kry jy nie simsalabim, hocus pocus, 100% geloof, en jy's nou hierdie geloofsreus nie. Nee, geloof is iets waarin ek groei. Dis iets waarin ek verder gaan en dieper gaan. Dis 'n reis. Daar's een van daai car brands sê, life's a journey, enjoy the ride. Ivan,
Watter een is dit? Ek weet vir Volkswagen is daai slogan 'n sekere vloekwoord, want is jou kompetisie, maar wie is dit? Kom, sê my. OK, ek gaan nie sê nie, ek dink is Nissan. Ek kan nie onthou nie, dit maak nie saak nie. Geloof is nie 'n bestemming nie. Dis 'n reis, 'n pad wat ek loop saam met God, van dieper en nader en twyfel en tye van sekerheid en tye van hoogtepunte en tye van laagtepunte, maar God is saam met jou in dit alles. Twyfel is nie die vyand van geloof nie. Dit vat my na 'n dieper pad met God. Ons is besig met hierdie reeks boodskappe oor jy en ek is gemaak vir meer, en hierdie reeks gaan oor gemaak vir meer opregte geloof. Hierdie is opregte geloof. Opregte geloof is 'n geloof wat nie altyd 'n vroom gesiggie opsit en sê, God is goed, die lewe is goed nie. God is goed, maar die lewe is nie altyd goed nie. En ons moet dit kan face, sonder dat dit ons geloofsbootjies en ons geloof so skud, dat dit ons appelkarretjie omgooi. God is goed, die lewe is nie. Alles, ons hoor by mense hierdie ding van alles gebeur met 'n rede. Ek het 'n hele preek daaroor gedoen, alles gebeur nie met 'n rede nie. Alles gebeur. En God sê in Romeine 8 vers 28, hy sal alles ten goeie laat uitwerk. Maar God is nie die een wat besluit wie kry kanker en wie kry nie kanker nie. God is nie die een wat besluit watter dronk bestuurder ry wie se kind dood nie. Dis nie hoe God werk nie. Ons leef in 'n wêreld wat stikkend is, waar alles gebeur, waar mense die natuur so skade aandoen, dat die reënpatrone verander en die son en die temperatuur en al hierdie dinge. Dit was nooit God se plan nie, maar God werk en in sy almag, in Romeine 8 vers 28 sê, in sy almag sorteer hy daai saak nog steeds uit en trek hy daai skewe lyne reguit en laat hy die goeie voortkom uit die slegte. Verstaan jy? Ek wens jy verstaan, ek hoop jy verstaan hierdie konsep. Dat twyfel is nie die vyand van geloof nie. Jy kan twyfel en 'n gelowige wees. So ruk terug toe kom 'n jong man na my toe, want ek het in my preek, in 'n preek en in 'n boodskap het ek verwys na hoop. En hy kom na my toe en hy sê, maar dominee, mag 'n mens sê hoop? Moet 'n mens nie sê ek glo nie. Toe sê ek vir hom, nee. Hoop en geloof, God verstaan dit. Daar's daai saak in daai gebeurtenis, ek kan nie onthou waar staan dit in die Bybel nie, waar Jesus genade word deur iemand wat sê, Here Jesus, maak asseblief my kind gesond. Dan sê Jesus vir hom, as jy glo, sal jou kind gesond word. Dan antwoord hierdie man, ek glo, help my ongeloof. Is dit nie beautiful nie, in dieselfde sin? Ek glo, help my ongeloof. En Jesus sê nie vir hom, vergeet dit, nou gaan ek jou kind gesond maak. Nee, hy maak die kind gesond. Paar jare terug het ek 'n geloofspreek, een van hierdie mense wat mense gesond maak, beleef, wat preek, en dan lê hy hande op mense, dan word hulle gesond, en hy het sy hande gelê op 'n man of 'n vrou, iemand wat siek was, en die persoon het nie gesond geword nie, en toe vra die persoon vir hom, maar hoekom word ek nie gesond nie, en kan jy glo, daai man sê vir daai persoon, want jou geloof is nie sterk genoeg nie. Wat 'n leuen, en moenie my verkeerd hoor nie, ek verstaan dat geloofsgenesing is 'n gawe van God, en as hy iemand die gawe gee om vir ander mense te bid en hulle word gesond, dan is dit God se keuse en is 'n gawe van die Heilige Gees en is amazing en is fantasties. Maar nog nooit mag enige iemand ooit vir iemand sê, jy is nie gesond nie, want jou geloof is nie genoeg nie. Of jy siek, want jou geloof is nie genoeg nie. Of jou kind is dood, want jou geloof is nie genoeg nie. Wat 'n twak is dit? Jesus het mense genees wat nie eens geweet het wat sy naam is nie. Much less wat aan hom geglo het. Mense het gehoor van Jesus, dan sê hulle, Jesus help my, maar hulle het nie aan hom geglo nie, hulle het net gehoop, hy help hulle uit die moeilikheid. En Jesus het hulle gehelp, en het later tot geloof gekom. God het nie 'n probleem met my en jou twyfel nie. Ek en jy is gemaak vir meer opregte geloof, 'n geloof wat staande bly in storms en winde, en hartseer en pyn en oorlog en wat ook al gebeur. So ek en jy moet kom en dit besef en voor God stil word
Moenie dat twyfel en die skuldgevoelens wat die duiwel jou laat voel, as gevolg van jou twyfel, jou van God af weghou nie. Moenie skuldig voel om vrae te vra nie. God is groter as jou vrae en hy is groter as jou twyfel. En sy liefde vir jou is groter as jou vrae en groter as jou twyfel. Asseblief, hoor dit vandag. Dis wat God vir jou wil gee. Twyfel is nie die vyand van geloof nie. Dis dikwels die pad na 'n dieper, meer betekenisvolle, opregte geloof. Mag God jou help om dit te verstaan. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons sit hier, ek staan hier voor U, Here, in U teenwoordigheid. En Here, elke een wat hierdie boodskap gehoor het en nog gaan hoor, is mense met vrae, met worsteling, met hartseer, met pyn, met situasies wat hulle nie kan verklaar nie, en vrae wat hulle nie voorantwoorde het nie, en situasies wat onregverdig lyk. Here, dankie dat U ons nie afskryf as ons twyfel of vra nie. Dankie Here dat U ons nie laat dood neerval as ons vuiste in die lug gooi en sê, Here, hoekom of waarom of waar is U, Here nie? Nee, U buig af na ons toe. U sê in die woord in Psalm, ek dink is Psalm 56 of 58 vers 9, sê U vang ons trane op in 'n boek. U skryf dit neer. U is diep betrokke by die hartseer, die pyn, die terugslag van ons lewe, die oorsprong van al ons twyfel, van al ons vrae. Here, U sien al die goed wat ons in hierdie wêreld moet beleef, en Here, dankie dat U groter is as dit. Here, maar ons erken as mense dat ons geloof soms swak is. Dat besluite van politici of missiele wat vlieg oor lande heen, of siekte wat aan ons huis raak, of aan ons lyf raak, of aan ons vriende raak, of wat ook al, Here, dat daai goed ons lewe so bietjie stamp. Maar Here, dankie dat U groter is as dit, en dat U ons twyfel gun, en dat U sien en waardeer dat ons in ons geloof worstel. Help ons daardeur, Here, dat ons U nooit sal verloor in ons worstelings nie. Here, geen skippie of bootjie waarop U was, het ooit gesink nie, maar omtrent almal van hulle was in 'n storm. Mag ons dit nooit vergeet nie, Here. Here, vir die week wat voor lê, U weet wat wag vir ons. Here, asseblief kom seën dit. Dienam is dit Saterdag, ons lekker paddeldag daar by die paddelbane, en ons gaan eet, en ons gaan drink, en ons gaan kuier, en ons gaan net lekker saam wees as Christene, en ons gemeenskap probeer bless, en net 'n dag hê waar God geëer word, en mense saam kan kuier, en kan rugby kyk, en Here, dankie dat ons kan mens wees, en menswees kan geniet. Here, kom seën Saterdag, en mag dit 'n seën wees vir hierdie gemeenskap. En nou, Here, wil ons U dien met ons offergawes. U gee in die woord vir ons die opdrag, dat 'n tiende is, dit is die manier wat ons vir U sê dankie. Here, ons wil kom dankie sê. Ons doen dit met vrymoedigheid, en uit gehoorsaamheid. Ontvang ons tiende, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. En nou, nadat ons gesing het Brandon Lake se prys, waar ons gesê het, ons prys die Here selfs in die grootste, donkerste tye van ons lewe, wil ek vir jou kom bevestig uit God se woord, uit 'n seën wat hy die opdrag gee, ek oor jou moet spreek, dat ten spyte van jou oomblikke van twyfel, dat die Here beloof, dat die Here sal vir jou goed wees, dat die Here vir jou sal sorg, dat die Here jou raak sien, ook in jou vrae, ook in jou hartseer, ook in jou twyfel, en dat hy nog steeds vir jou sy liefde gee, dat die Here jou goedgesind is, en dat die Here jou sal voorspoed gee, want hy het jou lief, en hy is jou Vader, 'n volmaakte hemelse Vader, nie 'n feilbare aardse Vader nie, en hy verbind hom aan jou, want jy is sy kind, en hy is jou Vader. Amen.